The river and the road takes me home to the ocean. The friends in my life like stars in the sky, leave the lights on. I'm trying to get back home. The river keeps on flowing to the ocean. And the angels above me sing that they love me alone. I'm traveling alone, so far from home and alone. Oh, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get over the love sees us, Lord, please. I've been playing my guitar, underneath the stars for you. In the light of the moon, I'll be forever sing tunes for you. When the stars are aligned like the colors in your eyes, greens and blue. It's not when or whether, we'll always be together, it's true. And the angels above me, they sing that they love me alone. I'm traveling alone, so far from home and alone. Oh, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get over the love sees us, Lord, please. And sometimes I feel like my heart will burst at the seams. And sometimes I think it's just love that they want on me. And sometimes I feel like I'm living too much in my dreams. And sometimes, oh Lord, let me be. Let me be. Oh, I feel like I'm feeling. Liewe vriende, familie. Sjoe, as dit nie vir Chris was nie, was ons nie vanmôre hier mekaar nie. Ons sou op 'n ander plek gewees het. Ons sou by die werk gewees het, ons sou besig gewees het met ons lewe, ons sou besig gewees het om baie ander goed gedoen het, as dit wat ons vandag doen. En daarom is ons by mekaar vandag. Ons is by mekaar want dis iets wat ons in gemeen het, is natuurlik ons sondigheid, maar ons foute, maar ook die dood. Die dood wat by jou deur gaan kom klop, so seker as wat dit by my deur gaan kom klop. En dis 'n afspraak wat ons nie kan uitstel nie. Ons kan nie vir die kinders sê, gaan sê vir die oupappas dit hier nie. Daai nie werk nie. En ons is tog hier vandag by mekaar, omdat ons op een of ander manier aan Christus verbind is. Of ons saam met hom gewerk het, of saam met hom geleef het, of deel is van die familie, dis hoekom ons hier is. En ons is hier vanmôre om op 'n baie besondere manier te kom afskeid neem. En ons is hier omdat ons nie altyd antwoorde het nie. Toe verlede week daar met Monica daar gaan sit het, is ek so diep bewus daarvan, ek maak nie saak wat ek sê nie, dit voel vir jou op die woorde net nie val. Maar wat sê jy? Wat sê jy? Sê jy dis beter so? Vir wie? Sê jy moenie worry nie? Wat sê jy? As ons nie weet wat om te sê nie, en ek het dit vir hulle gesê, dan sê die mense die Here die mooiste blom opblik. Die Here het hom nodig gehad. Regtig? Kan die Here nie maar 'n ander blom geblik het nie? 'n ouer blom.
En as ons eerlik is, dan help dit nie. Ons is hier omdat ons op 'n manier wil kom hoor wat sê die Here oor die dood. Hier waar ons by mekaar is in die kerk, kon enige ander plek gewees het, glo ons dat as gelowiges dat die Here ons op 'n Sondagoggend baie besonders kom ontmoet. Maar wanneer ons so by mekaar is, dan seën die Here ons met sy teenwoordigheid en ons dra mekaar se laste en ons kry krag vir die week wat voor lê. Ons bid vir mekaar en ons is bly saam met die bevleides. En daarom is vanmôre in die kerk vir ons so spesiaal. Vanmôre is ons besonder spesiaal. Want ek glo die Here het dan die laaste sê. Die skrif het die laaste sê. En vanmôre gaan ons bietjie na Paulus kyk en Paulus gaan dalk die laaste sê en die Here het hom so geïnspireer deur die Gees dat hy geskryf het. Paulus het 'n baie moeilike pad gestap. Ek is nie hier om julle te vertel wat 'n fantastiese mens Christus was nie. Hy was. Julle weet dit. Maar ek is seker hy was hardkoppig. Ek was 100% seker hy kon partykeer beneek gewees het. Dit weet julle ook. Julle het hom beter geken as wat ek hom geken het. Ek gaan nie vir julle vertel fantastiese mens hy was. Dis herinneringe wat jy gaan koester. My werk vanmôre, my voorreg vanmôre, is om te sê, so sê die lewende Here. En mag dit vir julle die troos bring, mag dit vir julle die vrede bring, waar ons so slag. Mag dit die verlies bietjie draagliker maak. Want maklik sal dit nooit wees nie. Kom ons bid saam. Here ons God, as ons vanmôre by mekaar is, dan het ons hierdie ongelooflike verwagting. Here, hier is ons, en Here, hier is U, en hier is ons te saam. Kom ontmoet ons, Here, en dit wat ons doen, en dit wat ons beleef, en dit wat ons hoor, en Here, mag ons regtig net beleef dat U hier is. Dat jy 'n hand op 'n skouer is. En dat jy saam met ons deur hierdie krisis gaan. Want jy het gesê, jy sal die pad saam met ons stap en jy sal ons nooit in die steek laat nie. Seën ons, Here. Seën ons wanneer ons die woord lees. Seën ons wanneer ons saam sing. En kom raak hierdie diep seer. Die emosies in ons, die opgekroptheid, die woede, die ontnigtering, kom raak dit aan, soos net U dit kan doen. Ons bid dit en ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here, Jesus die Christus. Amen. Kom ons staan en ons sing 'n loflied saam. 'n Lied wat baie mooi by aanpas is, bly by my Here, terwyl die skadu daal. Want waar gaan ons vergeet wat dit dinge met ons moeilik maak? Kan ek my mikrofoon so bietjie sagter kry? Bly my Heer, terwyl die storm daal, laat steeds die lig my lewenspad bestraal. Daar is geen ander hulp of troos vir my, hulp van die hulpelose my lewensdag begin alreeds te kwyn. Sy vreugde en sy glans is aan verdwyn. Die tyd laat niks hier onverander bly. O Heer, wat nooit verander bly by my.
hier kan wees. Paulus het dit regtig moeilik gehad in sy lewe. Paulus, ag hom as een van die apostels, alhoewel hy eers na die tyd en na Jesus se hemelvaart regtig met Christus te doen gekry het. Hy was op pad uit die volk, die Christene vervolg. Dat ek gou sien, wie verstaan glad nie Afrikaans nie? Who does not understand one word Afrikaans? Can you follow me? Ek kan, maar it's okay. It's okay, let's see. Ek gaan my titles mix en dan kyk ons hoe dit. So Paul is that one apostle that's really concerned. He sees himself as one of the apostles. He met Jesus face to face on the way to Damascus in Acts 16, you read about it. And then he's converted, and then he becomes a follower of Christ. And he was willing to sacrifice everything. Alles. Hy het alles opgegee. Hy is geslaan, he was jailed, he was shipwrecked, he was beaten, he was tortured. He really counted the cost and decided that after all it was worth it. And then when he writes to the Romans, he writes to a community in Rome, a new congregation that has been tortured by the Romans, persecuted. Their children were raped and killed, beheaded. And this community of new Christians, just really for the sake of being Christian, they got rebellious. And they said, we're going to retaliate. And then Paul says, no. Love. And then he speaks to them in Romans 8 about the glory that is expected, the future that what it holds, compared to the suffering they are having now. They have to endure now. And I thought that maybe we can relate. Iets resoneer ons oor die swaar kry wat ons nou het teenoor die heerlikheid wat kom. Hy praat in vers 18. En ek gaan vir julle lees uit die Nuwe Lewende Vertaling uit, want hy sê dit vir my net so mooi. Ek is van een saak oortuig, al ons swaar kry, weer glad nie op die wonderlike lewe wat op ons wag in God se nuwe wêreld nie. Die res van God se skepping sien ook baie uit na daardie groot dag, wanneer hy vir almal sal sê dat ons sy kinders is. Want tot nou toe kry die skepping baie swaar. Die skepping het nie self gekies om so te ly nie. Nee, dit is die gevolg van God se straf op die sonde. En tog is daar hoop. Die skepping weet dat God dit ook eendag sal bevry van hierdie verskriklike lyding. Op daardie dag wanneer God al sy kinders eens en vir altyd kom verlos, sal die skepping ook vrygemaak word. En dan sal die skepping God se heerlikheid op die regte manier weerkaats. Vir altyd. Intussen steun en kreun die ganse skepping tot vandag toe, soos 'n vrou wat op die punt staan om geboorte te gee. Maar dis nie net die skepping wat swaar kry nie. Ons kry ook swaar. Al het ons die Heilige Gees as 'n offer uit God se hand ontvang om ons te verseker dat God se nuwe wêreld op ons wag. Sug en kla ons ook. Ons sien daarna uit dat God ons van hierdie sterflike bestaan sal kom verlos. En dit sal gebeur op daardie dag wanneer hy terugkom en vir almal kom sê dat ons aan hom behoort. Omdat ons klaar deur God gered is, weet ons dat ons 'n plek sal hê in sy nuwe wêreld. As ons nou al hierdie nuwe wêreld kon sien, sou ons mos nie die hele tyd daarop gewag het nie. 'n Mens sien tog uit na iets wat ons sien tog nie uit na iets wat jy reeds het nie. Of hoe? Maar nou weet ons dat 'n nuwe lewe met God op ons wag. Ook al kan ons dit nog nie sien. En daarom wag ons geduldig totdat daardie dag aanbreek. Intussen het God sy Gees aan ons gegee om ons in ons swakhede te help. Ons grootste swakheid is dat ons nie aldag weet wat ons moet bid nie. En miskien beleef jy dit ook. Wat bid jy?
weet nie wat ons moet bid nie. Maar in sulke tye bid die Gees self vir ons. Hy vertaal al ons swaar kry in 'n hemelse taal. Hy gaan sug en kla namens ons daar by God. En omdat God die Heilige Gees weer en weer ken, weet hy presies hoekom sy Gees so ernstig vir ons bid. En God weet ook dat die Gees altyd volgens sy wil vir al die gelowiges bid. Ons kan nou van een saak seker wees. Maar 'n klomp goed wonder hy sê oor hierdie goed is ek seker. God gebruik elke ding wat in ons lewe gebeur om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God liefhet, werk alles tot sy beswil uit. Dit geld natuurlik vir almal wat hy volgens sy ewige plan gekies het om in hom te glo. God het elkeen wat hy vir my gekies het sy lewe nie gemaak. Nou kan hulle die beeld van sy seun weerkaats. Wanneer hulle in Christus 'n voetspore stap soos hy leef, wys dit dat aan God se nuwe familie wil bly. En Christus is natuurlik die heel belangrikste persoon in hierdie nuwe familie. Toe God besluit het wie almal aan sy familie sal behoort, het hy hulle persoonlik op hulle naam geroep en so het hulle sy kinders geword. Verder het almal wat hy geroep het ook vrygespreek van hulle sondes. Toe het God almal wat hy vrygespreek het met sy heerlikheid en sy goedheid en sy guns oorlaai. Wat is ons gevolgtrekking oor alles wat ons tot nou toe gesê het? Dit. God is aan ons kant. Wie sou dit dan nog waag om teen ons te wees? God gee so baie vir ons om, dat hy nie eens sy eie seun se lewe gespaar het nie. God het hom in ons plek laat doodgaan, en as hy bereid was om so ver te gaan vir ons, sal hy ons enigiets vir ons doen. Dis die bottom line. Voor die sondeval, terug, many moons ago, terug in Eden, het Adam en Eva in vrede en rustigheid geleef. Hulle het as 'n beeld van God in die tuin geleef, sonder sonde. Hulle het die voorreg gehad om hulle oomblikke en hulle dae in God se teenwoordigheid te wees. God het gekom, hy het saam met hulle gewandel in die tuin. Veral so as die aandwind waai. Die aarde, die hele skepping was daar tot hulle voorbeeld. Alles wat daar geskep is, alles wat goed is, wat God gesê het is goed en is mooi, het gesê is daar vir julle om te geniet. Alles was perfek. God sê, ek wil by julle wees. Hy het hulle sonder ophou geseën. Die perfekte lewe, vrede met mekaar, vrede met God, niks te plan. Dit was 'n aarde wat sonder hartseer was. Daar was nie hartseer nie. Hulle het nie regtig gewerk en 'n moeilike bestaan gemaak. Hulle kon eet. Daar was nie kommer nie, daar was nie verlange nie. Daar was nie herinneringe as enigste iets van dit wat ek gehaat het nie. Daar was nie wanhoop nie, dit was sonder moedeloosheid, sonder sinloosheid, sonder stikkende en gebreekte harte. Dit was 'n aarde sonder hospitale, sonder teaters, sonder medisyne, sonder siekte. Dit was 'n aarde sonder die jaar 2023. Sonder 'n donderdag, sonder 'n 21 September. Aarde waar dood, die tragiese dood van God se mense net nie moontlik was. In Matteus 19 vertel Jesus ons dat daar weet ek dat so 'n aarde sal wees. Hy sê gaan die aarde herstel. Maar tot dan, en dis wat ons gesels vanmôre, tot dan. Daar kom 'n dag wanneer God alles gaan nuut maak. En dan gaan ons weer elke oomblik in God se teenwoordigheid wees. Soos wat dit voor die sondeval was, so gaan dit weer eendag wees. Ons sal elke oomblik in die volle teenwoordigheid van God wees. Daar gaan geen hartseer wees nie, geen trane nie, geen uur van kom en bewaar my kind is nie, geen oomblikke van slegte nuus wat my hartstukke breek nie, geen oomblikke van verlies nie. Geen ongenaakbare oomblikke van afskeid soos vandag. Geen finale koelhuis nie, geen leë plekke nie, geen leë kamers. Dit gaan wonderlik wees.
Maar jy sien, ek en jy wat vandag hier by mekaar is te laat vir daardie eerste aarde. Ons het dit gemis. Die sondeval het intussen gebeur. Die mens het opstandig geraak. Alles het verander deur die sleg wat in die wêreld ingekom het. En ons leef nie in Eden nie. Ons het dit gemis met baie duisende jare. Ons is te laat vir daardie aarde. Maar aan die ander kant is ons te vroeg vir die hemel wat kom. Ons is nog nie daar nie. En dan leef ons in hierdie tussentyd. 'n tyd tussen 'n perfekte wêreld en 'n perfekte wêreld wat kom. En ons leef in 'n gebroke werklikheid. Ons leef in 'n stikkende, hartseer, mislike plek. Ons leef op 'n aarde vol dorings en distels, oorstromings, ons het dit nou weer gesien in die Kaap. Hongersnood, mense wat swaar kry, hartseer, bekommernis. Ons leef in 'n aarde waar die dood deel is van ons lewe. 'n Aarde waar ons bekommerd is oor môre. Baie bekommerd is of daar môre nog iets gaan wees om te eet of te drink. Bekommerd is oor ons kinders, wat gaan van hulle word? Is hulle veilig? Ons leef op 'n aarde waar tyd vir ons so ongelooflik belangrik is. Daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Daar's 'n tyd om te lag en 'n tyd om te treur. Tyd om te huil en 'n tyd om op blydskap te dans, 'n tyd om te omhels, 'n tyd wanneer ons nie meer kan omhels nie. 'n Tyd wat opraak. 'n Tyd waar ons bekoebaai sien. Ons leef op 'n aarde waar die bewoners van hierdie aarde met ons verstand wonderlike goed kan eindink. Kyk die tegnologie. Dis skerms en musiek en ons kan wonderlike goed doen. Met al hierdie wonderlike goed kan ons mekaar verwoes. Verwoes ons die aarde. Verwoes ons enigste blyplek. En daarom sê Paulus, is dit hierdie aarde wat die Here vir ons gegee het, die aarde sug. Dis vir die aarde nie maklik nie. Die aarde het dit swaar. Daar's 'n gesig om verlos te word van die gebrokenheid. 'n Sug om weer nuut te word. Om weer te word wat dit eendag was. Soos God dit bedoel het. 'n aarde om weer te word soos die tyd voor ons almal gebore is. 'n Aarde waar God kan wandel in die tuin, 'n God waar hy kan betrokke wees in sy skepping. 'n Aarde wat weer kan sê alles is goed en alles is reg. Maar ek en jy sug ook. En miskien is die enigste ding wat jy op hierdie stadium in jou mond kan kry, jou hart kan kry, is ag Here. En ek weet nie wat beteken jou ag Here nie. Want ek bid ook ag Here. En miskien is jou ag Here 'n stuk dankbaarheid. Ag Here, U is goed. Miskien is dit 'n stuk kwaad. Miskien is dit 'n stuk hartseer. Miskien is dit 'n stuk Here, waarom het U my verlaat? Ek weet nie wat beteken ag Here. Ek weet nie wat beteken jou sug nie. Een van God se mense is tragies nog weggerig. Ons sug omdat ons moet afskeid neem. Ons harte is gebreek. Ons het nie raak nie. Al wat ons hoor is herinneringe. Ons sug omdat sy kamer leeg is, omdat sy glimlag nie meer gesien word nie, omdat sy lag nie meer gehoor kan word nie. En dit wat ek gelees het en dit wat ek gehoor het in die verhale en die kosbare oomblikke wat hy gehad het 3,5 weke, 4 weke terug,
saam met die familie was net ongelooflik. Maar, en dis die belangrike maar, ons sug nie soos mense wat nie hoop nie. Want al is die aarde stikkend, al is ons lewe vandag soos baie ander dae ongelooflik hartseer, ongelooflik stikkend, ons is nie alleen in ons swaar kry. En dis wat Paulus wil sê. Hy sê dit vir die gemeente in Rome en hy sê dit vir ons vandag. Ek weet jy kry swaar. Ek weet dis moeilik. Maar jy is nie alleen nie, want daar het 'n dag gekom waarop God wat ons ongelooflik liefhet na ons toe gekom het en gesê het, ek praat nie net uit die hemel uit nie, ek wil op julle aarde kom loop, ek wil kom voel hoe voel dit. Dis God wat aan Maria se tafel sit, dis God wat die melk mors, dis God wat met sy voete op ons aarde kom loop en sy voete moet was. Dis God wat by 'n vriend se graf moet staan en moet huil oor 'n verlies. Dis 'n God wat nie plek het om sy kop neer te lê nie. Wat baie keer honger was. Sodat hy weet waardeur ek en jy vandag gaan. Dis 'n God wat kwaad geword het. Dis 'n God wat moeg was, so moeg dat hy ondergeskei in die slaap geraak het, waar hy probeer wegvlug van mense wat net die hele tyd by hom wil wees, wat moedeloos was met Filippus in Johannes 14. Ek is so lank by julle. Leer julle dan niks. Dis 'n God wat ons lewe kom leef het. Dis 'n God wat gehang het en gesê, my God, waarom het U my verlaat? Hy ken dit, hy weet dit. Dis 'n God wat gevra het, Here, as dit moontlik is dat die beker by my verbygaan, ek sien nie kans daarvoor nie. En die antwoord was, nee. Voel dit vir jou die Here jou nie altyd antwoord nie? Voel dit vir jou partykeer of die Here net nee gee wat jy daar spraak? Jesus weer af. Hy ken dit. Partykeer weet ons nie so wat ons moet doen nie. En dan is die Gees by ons. En dan sug die Gees saam met ons. God sug saam met ons. God huil treur saam met ons verlies vandag. Hy het ons vrygespreek. Hy het ons losgekoop. Ons is kosbaar. Hy het ons by die naam geroep. Ons is syne. Jesaja 49 sê, God het 'n tatoeëermerk. Jy het geweet. Hy sê, ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ek kan jou nie vergeet nie. Jy is my kosbaar. Dit wanneer jy gaan, is my belangrik. Ons smag na 'n wêreld waar geen trane, geen verlange, geen hartseer is nie. En dan sê vers 30, God roep ons na hierdie aarde toe, en op sy tyd, wat dikwels nie my en jou tyd is nie. Op die 21 September was dit Christentyd. Dan kom roep die Here ons en bring ons terug huis toe, want dis wat Johannes 14 sê. Ek gaan weg om vir 'n plek gereed te maak, en as ek gegaan het en jou plek is weg, dan kom ek terug. En dan baie paaie wat ons paaie kruis. Partykeer kronkel ons pad, partykeer gaan hy berg op en opdraand en afdraand en oor klippe. Maar die aarde sug, ek en jy sug, die Gees sug saam met ons, sê Paulus. Maar ons mag maar sug. Ons mag maar af, Here. En Here sê, kom na my toe, mense is wat ek verstaan dit. Ek was daar. Hy sê, ek sal jou nooit wegwys nie.
Kom soos jy is, en as jy kom met jou kwaad, kom met jou kwaad, en as jy kom met jou hartseer, kom met jou hartseer, en as jy kom met jou ongeloof, kom met jou ongeloof. En as jy kom en ek wil nie nou bid nie, dan kom jy met ek wil nie nou bid nie. Want dis 'n gebed. Ek en jy kan beweer dat God elkeen van ons ook eendag gaan roep. Maar vandag moet jy hoor, God is by jou, of verstaan jy dit nie. Al sien jy hom nie. Mense vra so baie keer vir my, waar was God daai aand? En ek sê vir jou, God was nêrens anders as op daai ongelukstoel. Nêrens anders. Daar waar 'n impak so skielik was, so geweldig, so vinnig was, dat Chris niks gevoel. Genade. Mag God vandag so by julle wees. Mag hy so naby aan julle wees dat jou eie hart aan jou kan wees. Augustine is so bekeerd gesê. Dat dit van iets wat gaan kom, iets van die heerlikheid, iets van die mooi, iets van die volmaaktheid vandag by jou net raak. Die feit dat ons hier is, die feit dat ons net hier is om mekaar te ondersteun, die feit dat ons in 'n stoet kan ry, die feit dat ons daar is om vir familie te sê, julle is nie alleen nie. Die feit dat hier 'n gemeenskap is wat na mekaar kan omsien, is 'n stukkie hemel. Sien jy dit? Niemand van ons hoef alleen daardeur te gaan. Die Here gee ons vir mekaar om mekaar te ondersteun. Julle gaan daar buite, daar agter gaan julle net tyd drink. Julle gaan die lewe vier. Julle gaan al die mooi herinneringe herdenk. Daar's 'n boek daar waar jy jou boodskapies kan skryf. Doen dit asseblief vir die familie. Dis 'n stukkie hemel op aarde wat die hartseer so tikkie makliker maak. Net 'n tikkie. God leef al sterf ons. God leef, daarom sal ons ook vir altyd leef. God leef en daarom wil ons ook op hierdie aarde leef. Al moet ons eina sê, ons kan amen sê, dis waar en dis seker. Dis waar en seker sê die woord ons wat God behoort. Dat niks ons van sy liefde kan skei nie. Nie eens die dood nie. Inteendeel, die dood is deel van hierdie lewe, maar God dank, die lewe is ook deel van die dood. Dis nie die einde. Dis die begin. En tot dan sê ons ook amen, omdat ons weet dat ons hier in God se hand leef. Ons leef nie alleen nie, ons leef saam met hom. En my gebed vandag is, mag julle sy teenwoordigheid so intens beleef, dat julle ook saam met die Gees kan sê, ek weet alles is reg. Alles nie reg. Wat kan ek doen vir jou sê? Amen. Dis waar, dis seker, groei. Mag daar 'n stukkie hemel, 'n stukkie hemel op aarde, vandag vir jou lewe. Mag jy God se nabyheid beleef, wanneer jou hart ongelooflik sterk is. Mag ons besef hoe kosbaar die tyd is, en dat dit nie net ou tannies op hospitaalbeddes en aftreeoorde is wat hoofgaan. Amen. Here, baie dankie dat ons hierdie woord kan hoor. Dankie dat ons deur Paulus se lewe 'n ongelooflike stuk vreugde kan kry. Iets kan vasmaak in ons harte. Here, dat ons
sien dat Paulus nie die hartseer ontken. Dat Paulus nie sê alles is maanskyn en rose nie, of dis beter op die Here kom dat die mooiste blok nie. Hy sug saam met ons en hy weet dat die aarde en die wêreld soms moeilik is. Here, help ons asseblief om die mooi te onthou. En help ons om te onthou met elke traan wat ons nog gaan stort, hierdie week, volgende week en die jare wat kom, dat die waar is. Al sien ons nie altyd raak nie. Wees met ons in Jesus naam. Amen. Wanneer ons net nou by die tee gaan kom, gaan ons, is daar 'n boek, en as hulle gevra dat jy 'n boodskap skryf, en my versoek is, ek gaan hulle sê wat hulle moet skryf, want hulle weet eintlik nie. Onthou, soos nou gesê, jy skryf asseblief niks oor 'n mooi blom. Ons wil nie doen. Dis maklik om te skryf innige simpatie, baie sterkte, ons dink aan julle, ons bid vir julle. Ek glo jy doen dit in elk geval. My versoek is dat jy skryf wat ek altyd van Chris sal onthou is. En dan skryf jy dit neer. Want dis die goed wat hierdie mense gaan help dra. Om te weet, wat onthou jy van Chris? Wat het vir jou uitgestaan in Chris se lewe? Waarvoor is jy vir Chris dankbaar? Miskien het hy jou lewe geraak, miskien het hy jou ergens op 'n ongelukstoneel gehelp, of uitgekom in die nag. Ek weet nie wat gebeur het nie, maar skryf my neer. Een ding wat ek van Chris sal onthou is, want dit is die moeite werd om te lees. Dit bring toelis. En dis wat ek wil. So wat ek op daarvan, daar's 'n boek, daar is 'n pen, daar's alles hier, van op baie skryf vandag, ons gaan weer by julle. Chris is by die huis gebore. Hy het nie gewag vir hospitaal nie. 'n Klein vegter, ek weet nie of hy so klein was, of 2.94 kilogram nie. Sy pa het hom gevang, 'n naaldstring gesny, om in die lewe ingehelp, en vandag moet ons hom in die lewe uit. Sy grootste begeerte in die lewe was om mense te help. Hy het baie respek en tyd vir ou mensies gehad. Hier is nie baie van julle hier nie. Hy het by die sekuriteitsmaatskappy gewerk, by die ouerhuis, Transvyver. Sterk familiewaardes in sy lewe en integriteit geleef. Almal onthou sy glimlag en sy behulpsame geaardheid. En soos hy geleef het, so het hy gesterf. 'n Ongelukstoneel waar hy uitgereik het, wat eintlik met hom niks te doen gehad. Hy sy graad 8 sekuriteit, sowel as sy 4-jarige bevoegdheid vir beide persoonlike besigheidsgebruik verwerf te midde van COVID. Leerstellingsvermoë gehad. Hy was lid van omtrent al die first responders, paramedics, SAPS, WhatsApp groepe. Hy het nooit geywer as iemand in die nood was nie. Hy homself by vele geleenthede die doodstyd in my familie gaan oordra. En ek dink, het was nooit moeite nie, maar het was moeilik. Dis nooit maklik nie. Sy plek kan nooit weer gevul word nie, en ek stem 100% aan die saam. En hy laat 'n groot leemte in die lewens. Kom ons onthou daarvan. Kom ons eer hom. Kom ons streef sy voorbeeld na. Kom ons kyk hoe ons die lewe, die beslike deel van ons lewe, iemand 'n stukkie beter kan maak. Dis ons gebed. Terwyl ons so sit. Nee. Ja, ek gaan eers vra dat ons die bedanking doen, Edward en Veronica en Clive. Dat julle vir my sommer daar by die mikrofoon kom staan en vir my ons daai bedanking doen en dan gaan ons na die slideshow kyk. Anders gaan julle niks gekry nie. So dit gaan ons so doen. Jy kan ons 'n bietjie aftrek.
Daar sê dankie. Daar is hy aan. Vir Elsa. Goeiemôre almal. Eerstens wil ek God gee my krag om julle bedanking te doen. Hierdie hele begrafnis het ons anders te beplan, dis nie tradisioneel nie, dis heeltemal anderste. En daarom gaan ons die bedankings ook heeltemal anders doen. Ek wil eers begin met 'n boodskap van ouma Lientjies af, dan 'n boodskap van ouma Isie af, en dan 'n gedig wat sy pa vir my gestuur het. Dis op my foon opgegaan, ek is nie disrespekvol nie, maar baie van die boodskap is op my foon. Ek kon dink dat ons vandag hier sou saamkom om afskeid te neem van hom, as ons hom nodig gehad het, as Christopher altyd daar. Daarom is die afskeid vir ons so swaar. Ons berus ons by God se wil, al is dit so 'n bitter pil. Ons kan dalk nie nou verstaan nie, maar ons sal berus by God se wil en die lewe moet aangaan. Daar is so baie vrae wat ons wil vra, maar ons weet God sal ons hierdeur dra. Al is ons harte nou so seer, berus ons, want hy is veilig by ons liewe Heer. Dis van ouma Lientjies af. Dan gaan ek 'n boodskap lees van ouma Isie af. My Christopher, Krappie, 'n liefdesnaam wat ek vir jou gegee het, die nog baie klein was en altyd gevra het ek moet jou ruggie krap. Ek onthou die dag toe jy in my lewe gekom het. Jy was baie welkom in my lewe die tye wat ek by julle gekuier het en ons twee agter in die kar gesit het en ek vir jou rympies geleer het en jy wou altyd die storie van goue blokkies gehoor het. Wanneer jy 'n lekker bord kos geëet het, was jou woorde altyd, dit is flippend lekker. Jou woorde as jy die deur ingekom het, met die uitroep, honey, I'm home. Al jou oproepe waarna ek uitgesien het. Ek is bly ek kon jou help om jou hoogste geleerdheid in jou beroep te bereik. Ek gaan jou baie mis, sien daarna uit met jou herenig te word eendag aan die voete van Jesus. Wat 'n wonderlike vooruitsig. Lief vir jou ewig, ouma Isie. Dan is hier 'n boodskap van Chris af, sy pa, in loving memories of a special son. To lose someone so special is really hard to bear. It hardly seems believable that you are no longer there. You left us far too early before your time. It seems and now you'll never have the chance to fulfill all those dreams. However hard it is though, we'll take comfort in the thought of all the memories we have and the happiness you brought. You always lived life to the full, but ours won't be the same until the day we can see your smiling face again. As sy tannie gaan die bedankings anders doen. Ek vind met bedankings begin ons altyd by die mense wat aan die einde van die lewe bygestaan het. Ek wil vir God sê dankie dat jy Monica en Chris se paie gekruis het. Dat julle vir ons daai pragtige kind vir 33 jaar gegee het. As dit nie vir julle twee was nie, was hy nie daar nie. Monica, dankie dat jy jou kind met my gedeel het vir 33 jaar. En vir my was hy soos 'n seun. As ek kyk, Monica het baie opofferings in haar lewe gemaak en seker te maak haar seun kort toegestaan. Om seker te maak hy alles wat hy nodig het. Chris, jou kind is 'n carbon-kopie van jou. As ek jou Christopher sien, soos hy nou gelyk het, sien ek jou op daai ouderdom. Julle klink dieselfde. Hy het sy pa se liefde gehad verteken. Karel, kom ek sê vir julle dat sy boonstuitjie opgepak het, het ek net gesê, genade Christopher, wat gaan hier aan? Jy het van 'n kaberyking gehad onder die kombuiskas. Tot as jy die badkamer laaitjie oopmaak, het jy gehad, skroefvorkie, steurboom, kaberyking. Alles in die badkamer. Dis wie Christopher was en dis waarvoor ek my sal onthou. Pa, dankie dat pa vir hom gedoen het. Ek sal nooit vergeet, hy was laerskool. Word my ma die nog gewakker in skoolvakansie. Hier kom Christopher ingestap. Hy het vir ouma en oupa pap en een koffie gemaak in die bed. Want oupa, ek het gesien hoe doen jy het. Oupa het ons geleer om sementwerk te doen. Ons het soveel goed op ons erf gebou het. Ma was sy hero geweest. As Monica vir Christopher 'n speel geswaap gekoop het, moes hy 2 gekoop het. Want ouma Lientjies moet saam met my speel.
Jaco is die ander klein seun, daar's nie 2 klein seuns en 'n klein dogter, maar Jaco is die ander klein seun. Het altyd gesê, my ouma, Lientjies en oupa Pietjie se huis te wees, is heeltemal anders as enige ander oupa of ouma. Want in ons huis word geleef. Dankie dat male, nie net julle kinders nie, julle kleinkinders, toegelaat om te leef en die mense te wees wie julle is. Ons het nooit nodig om iemand anders tot voor te gee, so dankie daarvoor vir male. Andre, jy sê enigste oom. Dankie dat jy altyd tyd gemaak het om met hom te praat. Soms is Jaco net as jy soms het ons gedink julle beklei. Soos wat julle passionate kon gesels vir motorfiets en goed. Dankie dat jy dit vir hom gedoen het. Ek weet dat jy baie respekteer. Erika. Anders is jy het altyd uitgemaak met hom op WhatsApp te gesels. Jy was altyd daar vir hom. Niks was ooit te veel gewees om hom weer uit Pretoria toe net te kom help met iets. Dankie dat jy vir hom beteken. Jaco, sy neefie, het met ons laaste familiekuier gesê, niemand ry vandag hier weg as ons nie foto's neem. En Christopher en Monica kan almal nie ons waardes nie gedoen, ons is nie reg aangekry nie. En Jaco het gesê, ek gee om nie, ons neem foto's vandag. En daai foto's is so kosbaar vir my. Joshua, dankie jy die mooiste foto's geneem. Jy het regtig die mooiste foto's vir ons geneem. So van my en my familie. Dankie vir wat jy vir Christopher gegee. Christopher het my die bynaam Inka gegee. En Inka baie gegee. Dan moet ek vir 'n paar ander mense dankie sê. Dominee Johan, baie dankie dat jy van die begin af al ons weer wonderful idees dat jy embrace het. My ons gesê, "Sjop, kan jy dit nie hê?" Jy het alles embrace. Jy het vir ons gesê, as jy wil rockmusiek speel, speel rockmusiek. Dit hierdie is om Christopher se lewe te keer. So baie dankie daarvoor. Baie dankie vir Chris van die kerk wat gehelp het. Oom Hein is seker ek het vir oom 'n paar grys hare gegee van gisteraf, want ek's 'n perfeksionis. Wil oom Janie slides speel en sê nee, ek is nie tevrede nie, is nie reg. Dis nie wat ek vir Christopher se laaste eer bedoel. So oom, baie dankie vir die geduld. Ek en my was tot gisterand het ek 11 uur op iemand in WhatsApp gewees. Die dames in die gemeente wat heel vir die boek en die thee en die broodjies, dan wil ek definitief 2 maatskappye spesifiek uitspreek. 3G, Visual Mining, en dan ook Sirius Sekuriteit, vir Vernon en span, julle was absoluut fantasties. Dankie vir die plekkers, dankie vir die ondersteuning, dankie vir die oproepe, dit beteken so ongelooflik baie vir ons. Shane Nicole, thank you so much for constantly checking up on Opa and Mama and making sure they're okay. Dankie aan Alex Forbes, Roadtalk, NNG, die maatskappye vir die Monica Christen-netwerk, ondersteuning is absoluut fantasties geweest. En dan laastens, Papa Clyde. Dis 'n bynaam wat Christopher vir Clyde gegee het, en ons het altyd almal so baie saam gekuier. So Christopher het net hierdie ding gehad om Clyde te noem, Papa Clyde. Dankie vir alles wat jy in Christopher se lewe het. Dankie dat jy vandag hier is. Nou dat ek jou help. Dankie vir was al deur die drone. Soos ek weet, as ek dan moes kom, sulke omstandighede is altyd 'n naam wat 'n mens vergeet, 'n groep wat 'n mens vergeet. So as ons iemand vergeet, nie spesifiek genoem nie, is nie intentioneel nie. Dit is 'n omstandighede, daar's soveel dinge wat om 'n mens aangaan en om my familie aangaan. So ek eerst begin by jou, Veronica. So dankie vir jou ondersteuning. Net om omstandighede nie, maar jy is hele leeftyd. Dankie vir die lewens wat jy getref het en 'n uiterste moeilike taak om sy plek te gaan oppak. Dankie vir jou leiding, dat jy hom gegee het deur sy leeftyd, jy wyse woorde en wat. Hoe jy hom toegekry by gemeenskapsdienste, om van hom die man te maak wat hy was.
Jy is nie 'n steenpiloot nie. Jy is 'n steenpiloot. Nie almal sal die volgende verstaan nie, maar dit is nie bedoeld om te verstaan. Jy was Harry Potter en hy was een hobby. Dankie vir alles. Die familie sê dankie aan sy werkgewer, hy zijn vir ondersteuning. Waar die man van 'n ongeluk, door die tenio van 'n ongeluk. By sy liggaam gewaag het. Dankie aan kapelaan Anthony van BRC Elsburg vir sy bystand aan die familie, veral aan Monica en Chris op die dag wat hulle sy lewe moes uitken. Dankie aan die personeel van Germiston Stores, Lijkhuis, die liefdevolle ontdekking van Monica en Chris, om Christus sy liggaam uit te ken, om so spoedig moontlik die nadoodse ondersoek te doen. Dankie aan die kapelane van NS Chaplaincy, Gerta, Karen, Renée, Stephanie en Charles. Dankie aan Trish du Plessis, woordvoerder van Boksburg en dankie aan Trudy Swanepoel, Mosaïek Funeral Groep, vir die heel van die troostdienst. En dankie aan almal wat ons gemis het. Dankie vir elke oproep, elke drukkie, elke boodskap, elke traan, elke moontlike ondersteuning wat gegee is. Dit word ook reg by die familie waardeer. Dankie. Vandaag wil ik net baie dankie vir die geleentheid om dit 'n spesiaal gebed te doen. And one thing that touched me yesterday when I reflected about this prayer, and I thought that indeed I'm working in spirit, because there's a leaflet. When I came in here, I got a leaflet. So my reflection was about Jeremiah 29. And when I came in and I saw this leaflet, it speaks exactly about Jeremiah 29, I said, no, indeed I'm working in spirit. So, in short, I would just like to make a special prayer for everyone, for Chris and for the family. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Father God, you taught us to pray, our Father who art in heaven. Today I come before your throne of mercy, asking for forgiveness. Father God, you are our God. You are our mighty warrior. You know what is good for us. Spirit of the living God, I pray for today. I pray for Chris. Father, I pray for the family. From today, after the funeral, everyone will be going back home, and the family will be all by itself. Father, I pray for the family, and I say for the family, the Bible teaches us that when you've got burdens, get into your corner and pray and say, Father God, because He's our God, He's our provider, He's our Jehovah Jireh, the Lord our provider. Father, I pray for the strength, give the family strength during this period. In the mighty name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Father God, I pray for each and every one that you protect and cover each and every one, Spirit of the living God, during this period. Even when we're done and going back to our different destinations, Father, I pray that you cover each and every one. We apply the blood of Jesus on the boat for protection and cover. Father, in the name of Jesus, the Bible tells us in Jeremiah 29 that you, God, you declare that you know the plans that you have for us. Plans to prosper and not to harm us. In the name of Jesus, Father, I pray for the family that during this period, Father God, give them strength, hope, in the name of Jesus.
The Bible further teaches us that when 2 or 3 are gathered in His name, He is amongst us. In the wonderful name of Jesus Christ of Nazareth. Father, I give you all the glory and the honor in the wonderful name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Ek gaan myself nie vergeet as ek hierdie bedanking vergeet nie. En ek kan sit en bid, kom met aan my op, Liesel. Jy was 'n steunpilaar vir ons as tuingesin en die kan vir Chris. Hierdie baie moeilike tyd. Vanaf ons die oproep gekry het, jy is die een wat hom gekry het, jy is die een wat baie geduld met almal gehad het. En so het ek nou die dag vir jou gegee en Chris gesê, moenie vreemdeling wees nie, asseblief. Nie na Christus verleen, daar is moeilijk vir die wees. Bly nog steeds deel van ons lewe. En hy gaan ons altyd met. Maar Liesel is 'n baie spesiale persoon. En of jy sê, baie dankie. Dankie Hein, kom ons kyk na Chris se lewe. Kom ons vier dit, kom ons onthou voordat ons ook die laaste rituele. Ons gaan nie verder kom as daai. Dis fyn. Yes, dit is Christopher daai. Gonna go to the place that's the best.
goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned to love and ABCs, gained our hearts and scanned our knees. Please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got it wrong. Goodbye, my friend, it's hard to die. Kan julle my aanbring hier? Deel van ons laaste eerbetoon, hier is penne, van ons julle geleentheid gee om 'n briefie te kom skryf. Nie waar nie op die kus. Dan vra Freddy, jy kan ons die blomme afhaal, jou geleentheid gee om 'n briefie te kom skryf en so afskeid te kom neem. En ons gee geleentheid daarvoor, is ruimgeleentheid, dis 10 penne, jy kan reg op die kus beweeg. Aan hierdie kant het ons die 2 kersse wat brand, ons Christuskers brand altyd wanneer ons hier teenwoordig is in die gemeente as simbool van Christus se lig wat nooit uit die deur kan word. Maar dan daarna sal ons Christus se kers. Kom ons kyk weer na die. Dankie aan.
maak van die geleentheid gebruik. All are welcome to come to write something, say the last goodbyes. Chris en Monica saam met my voorkom staan asseblief. Ek weet is opdraande Chris, weer is moeilik. Kom ons help waar ons kan. Ek gaan eers vra dat die draers wat vir ons help indra vir my sal staan. Chris, Pieter, Jacob, Andrei, Shane, Bradley, Theo, Desmond. Dan gaan ek vra dat die draers wat vir ons gaan help uitdra vir my vorentoe kom. Monica, Erika, Inka, Liesel, Jacqueline, Nicole, Gerda, Nicole, Inge. Hulle gaan maar ook vorentoe kom. Dan wil ek vra dat die res van ons sal staan vir die lees van die begrafnisbrief.
Skielik ek sonder afskeid is ons weggeneem. Ons geliefde en beminde Christopher Visser in die ouderdom van 33 jaar. Net die wie weet, kan vertel wat beteken afskeid sonder vaarwel. Chris en bedroefde ouers, pa, ma, stiefma, oupa en oumas, kollegas, familie en sy vriende. Chris Monica, ek wil 'n kans gee om sy Kersbrood te plaas. By ons staan kan ons hom dan net bely. Gees vir een dat vir ons die erewag gaan staan asseblief en ons is op vir die laaste. Baie dankie. Nou kan ons begin speel. Ons begelei vir Chris vir die laaste keer. Uit vir Chris, ook op ons dop lê. Die gaan in die middel daar, die loop op vlak aan. Run, run, river, carry me home to the ocean. The river and the road takes me home to the ocean. The friends in my life like stars in the sky, leave the lights on. I'm trying to get back home. The river keeps on flowing to the ocean. And we